Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus Christus. Dit is ons laaste dag wat ons gaan praat oor groei, en ek gaan vir julle 'n stukkie voorhou. In 2 Petrus 3 vers 18 word gelowiges aangemoedig om te groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En Kolossense 1 vers 9 tot 10 wat spreek van die begeerte vir gelowiges om vervul te word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike verstand. Ander verse soos Jakobus 1 vers 2 tot 4 en Filippense 1 vers 6 beklemtoon die belangrikheid van volharding, beproewinge en vertroue op God se getrouheid om die goeie werk te voltooi wat hy begin het. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Die woord sê in vers 17, dat ons voorkom om weg te val uit ons eie vastigheid deur die voortdurende groei in genade en kennis van Jesus. Afrikaanse spreekwoorde lei dat ons moet oppas, dat ons, wanneer ons sê dat ons sterk staan, dat ons nie val nie. Of die woord wat sê ons moet nie op ons eie krag staat maak nie. Genade is nie bloot die manier waarop God ons in die begin na hom toe trek nie. Dit is ook die manier waarop ons groei en in ons standvastigheid bly. Ons kan nooit sonder die genade en kennis van ons Here groei nie, en ons kan nooit uit God se genade uitgroei nie. Ons moet ook groei in ons kennis van Jesus Christus. Dit beteken om meer van Jesus te weet, maar nog belangriker, om Jesus in 'n persoonlike verhouding te ken. Wanneer ons so gereed en so standvastig is in die genade en kennis van ons Here, gee dit God heerlikheid. Spurgeon het opgemerk dat hierdie tweede brief van Petrus eindig op 2 hoë note. Een spreek die hemel na die aarde. Julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Die ander is van die aarde na die hemel. Om aan hom die waarheid, om aan hom die heerlikheid, aan hom kom toe die heerlikheid, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Nou die brief eindig met Amen. Hierdie laaste woorde is nie in alle Bybels van 2 Petrus ingesluit nie, maar dit is gepas vir 'n brief wat die waarheid bevestig in die lig van die gevaar van valse profete en spotters. Ons kan sê daar is 4 betekenisse aan Amen. Dit spreek die begeerte van die hart uit, dit spreek die bevestiging van ons geloof uit, dit spreek die vreugde van die hart uit, dit spreek die verklaring van dit sal u wil wees. Onder die wet is Amen slegs by die verklaring van die vloeke gesê, in Deuteronomium 27 vers 14 tot 26. Onder die nuwe verbond sê ons Amen by die aankondiging van 'n groot seën en gee lof aan God. Broers en susters, gaan hierdie nuwe maand in, wees sterk en volmoed. Bid vir julle en mag julle 'n wonderlike dag hê. Amen.